My naam is Storieman. Ek is 'n kabouter met 'n rooi broek, 'n groen baadjie en 'n wit pluim in my hoed. Op hierdie kaset is daar 5 stories uit my storiekas. Lekker lees en lekker luister. Die geleende velskoene. Adoon stap eendag langs 'n smal voetpaadjie. Hy is kaalvoet en so ver soos hy loop, kla hy oor die dorings wat sy voete steek. Arrie, was ek vanmôre nie so haastig nie, het ek daarom nog my velskoene aangetrek. Nou moet ek deurdruk, dorings of nie dorings nie. Hy stap verder en kom by 'n huisie verby. Ou Mina sit op 'n stomp voor die deur. Sy kyk op en sien hom aankom. Môre, Adoons. Hoekom is jy vandag so haastig? Skree sy. Môre, Mina. Ai, ek lewe swaar vandag. Hoekom? 'n Haastige man sonder velskoene op 'n doringpad is ek vanmôre, Kom nader. sê ou Mina vir hom. Hier is 'n paar wat ek jou kan leen. 'n Vreemdeling het hulle een aand hier laat bly. As hulle pas. O ja, al te seker. Hulle is vir my ou man te klein. Ou Mina bring die paar velskoene en Adoons gaan sit om eers 'n paar kwaai dorings uit sy voete te trek. Ou Mina vertel hom van die vreemdeling. Ja, sy oë was soos 2 vuurvonke en sy naels lank. Sonder om 'n woord te praat, het hy hier gesit en eet. Toe hy weggaan, trek hy die paar velskoene uit en gooi hulle op die grond voor my deur. Maar Adoons skud sy kop oor sulke ondankbaarheid. Ja, raai. Toe ek wil vra waar hy vandaan kom, is hy weg. Dis waar. Sulke onbeskofte mense kry jy nog. Maar hulle eet jou kos op sonder om eens dankie te sê. Adoons vat die velskoene en trek hulle aan. Maar skaars was albei aan sy voete of hy begin rondspring. Ou Mina raak aan die lag toe hy so rondtrap. My liewe tyd, Adoons, wat maak jou? Jy op 'n muurshoop geslaap? Kyk hier, Mina, dit is getoorde skoene. Kyk hoe gaan hulle te kere. Ek kan hulle nie stilhou nie. Voor ou Mina nog 'n woord kon praat, vlieg Adoons weg. Daar trek hy. Hy skop en spring en wip en wals. Hy draai en dans, hy huppel en hardloop. Maar stil staan is min. Ou Mina gooi haar voorskoot oor haar kop. Sy skater van die lag. Dis getoorde skoene, Skree sy ook. Help, help! Staan stil, julle karnalies! Skree Adoons vir sy eie voete, maar is net verniet. Toe ou Mina ewe versigtig onder haar voorskoot uitloer, sien sy vir Adoons daar ver deur die vlaktes dans en spring. Adoons is mal, Sê sy, en uitgeput van die lag gaan sy toe maar weer op die ou stomp voor die deur sit. Miskien kom hy daarom weer terug met sy paar geleende velskoene. Die arme Adoons het aan die dans gebly. Hy was al flou toe hy by 'n ou varkwagter verbydans. "Hoit man, is jy mal?" skree die varkwagter. "Ag, loop, jy's mal," skree Adoons baie vererg. Weer wals hy by 'n hut verby. 'n Ou skaapwagter steek sy kop uit. Hier, Adoons, wat pronk jy dan so vanmôre? "Ag, loop slaap in die Kaap," skree Adoons. Hy is nogal mooi warm, regtig moeg en baie, baie kwaad. As ek maar net vir 'n minuut kan stil staan, gee ek alles wat ek besit, sug hy. Maar Adoons dans en Adoons wals. Hy spring en hy huppel en hy trippel tot by die dorp. Wat op aarde gaan ek nou maak as die paar lelike goed aan my voete nie in die dorp wil stil staan nie? 'n Entjie verder kom Adoons by 'n tuin verby. Hier is 'n ou man besig om ertjies te pluk. Toe hy voetstappe hoor, kyk hy op, net betyds om te sien hoe Adoons oor sy draad spring en dwars deur sy ertjies en boontjies wals. Die tuinier word so kwaad dat hy 'n tuinvark gryp en vir Adoons agterna sit. Vang hom, skree hy. Maar Adoons is vooruit en vinnig by die hoek om. 'n Vet ou man wat van die ander kant afkom, is gouk afgeloop.
En onderwyl hy nog probeer om weer op die been te kom, het Adoons al ver weg gedans. "Sta stil jou kanalie, watter mal streek het jy vanoggend?" skree 'n groot diener. Maar Adoon staan nie stil nie. Half uit asem skree vir die diener: Vang my asseblief tog, konstabel, my skoene wil nie stil staan nie." Die diener wil nog gryp, maar hy is te laat. Die tuinier, die vet ou man, die diener en 'n hele boel ander mense is agterna. Maar hoe hulle ook rondspring, die velskoene dans skoon onder hulle uit. 'n Ou vrou met 'n groot bondel wasgoed op haar kop is reg voor in die pad. "Gee pad voor!" skree Adoons, maar sy is te stadig. Die ou vrou lê onderste bo met haar bondel wit wasgoed in die modder. Sy begin vir Adoons uitskel, maar Adoons is al daar onder by die hospitaal verby. En hy dans nou by die winkels een kant in en die ander kant uit. Die spul mense is agter hom aan. Nou vat hy koers rivier toe. Hier het hy so 'n paar maal op die wal in die lug gespring en kaplaks binne in die water. Nou dans Adoons in die water dat die skuim so waai. Die padda spat na alle kante. Die krokodille en otters duik ook weg toe hulle rus so verstoor word. Stadig kom hulle koppe een vir een weer uit. "Aha," sê 'n groot hongerige krokodil. "Ek het mos nog nie vanmiddag geëet nie. Jy sal lekker smaak." Hy maak sy bek wyd oop, maar net toe hy wil hap, glip Adoons so deur sy bek en ander kant by die rivier uit. Die mense hardloop almal oor die brug agter Adoons aan. Vang my, skree hy weer. 'n Paar seuns bedink 'n plan. Hulle gaan haal 'n tou, vat 'n kort pad en gaan lê vir Adoons voor. Maar wie sê, toe hy by die tou kom, vlieg hy daaroor en daar trek hy weer. Die skoene begin nou al snaakser word. Net soos hulle by 'n hoë gebou kom, wil hulle teen die mure op, by die kerktoring op die huise se dakke, rondom skoorstene, maar Adoons wals nog een stryk deur. Naderhand dans hulle met die onwillige Doons by die stasie verby, en al op die treinspoor langs gaan hy soos 'n wind. Fiet! Blaas die trein agter hom. Nou is hy regtig in die nood, want die trein kom agter hom aan. Hoe hy ook al rondspring om van die spoor af te kom, dis net verniet. Vinniger en al vinniger kom die trein. O, sloffies en pantoffels, as my skoene maar nou gou genoeg is, kom ek daarom nog vry, dink Adoons. Net toe die trein kort op sy hakke is, vlieg die paar skoene in die lug op en hy kom bo op die trein se dak te lande. Op en af die hele lengte van die trein dans Adoons. Die trein verdwyn in 'n tonnel en toe dit aan die kant uitkom, is Adoons nie te sien nie. Die mense kyk op en almal is verwonderd om te sien dat Adoons nou berguit dans met die voetpaadjie langs tot boe en weer aan die kant af tot onder in die vlakte. Hier staan 'n groot klomp tente in 'n ry. Dit is 'n soldatekamp en die soldate sit almal rondom 'n groot vuur en gesels. Hier kom 'n snaakse figuur dans deur die vlakte. By die hek van die kamp staan 'n wag. "Staan! Is jy vriend of vyand?" roep hy. "Ek kan nie staan nie." En Adoons wals verby tot tussen die ander soldate. "Pak hom!" skree die wag en almal is op die been om hom te vang. Soos die wind is hy tussen hulle deur en met een spring die paar velskoene met Adoons reguit vuur toe. Hy is nou regtig benoud. En hoe hy ook probeer uit die vuur uitbly, help dit hom niks. Hy is dwars deur die vuur. Hy is so vinnig deur die vlamme dat hulle hom nie eens kon raak nie. En met nog 'n draai is hy weer by die kamphek uit. Dis nou al aand en Adoons het al van die môre vroeg af gedans. Hy wonder al of hy ooit weer in sy lewe sal stil staan. Weer hou die skoene rivier toe. Hier kom hy by 'n man wat onder 'n boom sit. Hy kyk op toe Adoons nader dans. "Sit," sê hy. "Ek wil, maar ek kan nie." Die man raak aan die lag. Hy skater uit elke keer as Adoons probeer stil staan, want hy alleen weet dat dit onmoontlik is. Sy oë lyk nog soos vuurvonke. Aan sy lang maar hande sien Adoons met eens dat dit die vreemdeling is wat by ou Mina se hut die paar velskoene agtergelaat het.
Hy sien nou dat hy by die baas van die velskoene is. Wag, ek sal jou verlos, sê hy. Hy kyk die 2 velskoene stip aan en sê net, kom hier. Adoons spring in die lug op en die 2 velskoene vlieg van sy voete af. Met 'n groot sug van verligting sak hy uitgeput op die gras neer. Die 2 velskoene stap reguit na hulle baas en bly doodstil voor hom staan. Huis toe, sê hy. En daar stap die 2 ou velskoene ewig gehoorsaam al met die voetpaadjie berg op tot bo by 'n spelonk. Hier stap hulle binne en gaan doodgerus in 'n hoekie lê en wag. Adoons het met verwondering die skoene agterna gekyk toe hulle so alleen wegstap. En toe hy weer omkyk om met hul baas te gesels, het die sommer hier by hom spoorloos verdwyn. Adoons was so moeg dat hy daar onder die boom aan die slaap geraak het. 2 klein klonkies het hom daar gekry en het nader gekruip. Elkeen met 'n doringtakkie in die hand. En onder baie gelag begin hulle sy voete kielie dat sy tone so krul. Hy skrik wakker. "Haai julle fabone, weg van my voete!" skree hy. "Pa het ons gestuur om vir pa te soek en as pa slaap, moet ons sorg dat pa wakker word en huis toe kom." Flou gedans, die voete seer en die voetpaadjie vol dorings, het Adoons sukkel tuis gekom. Maar tot vandag toe nog wil sy ou vrou niks geloof van die storie van 'n paar geleende velskoene nie. Die beestelike boek, deel 1. Eendag, terwyl Leeu sy makkasie probeer vang, roep dan Sally hom. Leeu, die eerste minister en die leier van die raad is hier om jou te sien. In die sitkamer kry Leeu 2 baie ernstige menere. "My heer," sê die leier van die raad, "soos u weet, is u al lank die troonopvolger. U onderdane het nou eindelik genoeg geld gespaar om vir u 'n kroon te koop. U is nou ons koning." Beteken dit ek kan doen wat ek wil? Vra Leeu. Ja, my heer, maar nou moet u eers gekroon word. En hulle bring hom na 'n koets wat deur 6 appelblou skimmels getrek word. Leeu kan dit alles byna nie glo nie. Hy knyp homself om seker te maak dat hy nie droom nie. Klokke lui, die mense swaai vla rond en roep, "Lank lewe Leeu, ons klein koningkie! Lank lewe koning Leeu!" Leeu word daar dieselfde middag nog gekroon. Maar al die bohaai en die baie mense wat sy hand wil soen het Leeu uitgeput. En hy is maar te bly om in die paleis se speelkamer terug te kom, waar dan Sally vir hom kos gemaak het. Leeu val weg aan die eiertoebroodjies en sjokoladekoek. "Ek dink ek gaan nou 'n bietjie kyk wat in die paleisbiblioteek is," sê hy toe hy klaar is. En hy draf weg met die hasie op sy hakke. "Wat 'n klomp boeke," sê Leeu. "Mag ek almal lees?" "My heer," sê die leier van die raad, "ons wil u aanraai om hulle nie te lees nie. Die ou koning was wel 'n bietjie koddig. Party mense het hom selfs 'n towenaar genoem." "Regtig? Maar kan ek nie net na hierdie een kyk nie?" sê Leeu en tel 'n Tamaai-boek op. Buiteop staan die beestelike boek. "Nee, my heer, ek dink regtig nie so nie," sê die leier van die raad. Maar Leeu het die boek reeds oopgemaak. Op die eerste bladsy sien hy 'n pragtige vlinder. Die kleure is so helder dat dit na 'n werklike vlinder lyk. "Is dit nie mooi nie?"
sê Leeu. En nog voor hy klaar gepraat het, styg die vlinder op en vlieg deur die venster. Toe hy omblaai, kry hy 'n glansende blou voël. En terwyl hy nog daarna staar, sprei die wonderskone skepsel sy vlerke uit en vlieg uit die bladsy. "U Majesteit," sê die eerste minister, "ek moet regtig daarop aandring dat u hierdie boeke met rus laat." Hy gryp die boek slaande toe en sit dit op die hoogste rak. Leeu frons vererg, tel sy hasie op en stap uit. Daardie hele nag dink Leeu aan die boek en die volgende oggend wek hy Tant Sali. "Help my tog," sê hy. "Ek het 'n baie belangrike boek uit die biblioteek nodig en ek kan dit nie bykom nie." "Wat gaan jy nou weer aanvang?" sê Tant Sali. Maar sy gaan haal die tuinier se leer en haal die boek af. Leeu stap met die boek tuin toe. Hy blaai verby die leë bladsye waar die vlinder en die blou voël gewoon het. Toe kom hy by 'n bladsy waarop 'n reusagtige rooi ondier onder 'n palmboom sit. Die onderskrif is draak. Skielik begin die draak roer. Hy sleep sy swaar lyf van die bladsy af, blaas rook deur sy neusgate en mond, sprei sy vlerke uit en kry bo oor die velde na die verre heuwels koers. Leeu is verstom en verskrik. Hy het 'n aaklige draak losgelaat, wat miskien moord en doodslag onder sy getroue onderdane kan saai. "En ek is nog maar 'n dag lank koning," snik hy. "Wat gaan ek doen?" Watter verrassings wag in deel 20 vir Leeu? Koos en die boontjierank. Eendag, lank gelede, was daar 'n arm weduwee met 'n seun, Koos. Koos het sy ma man min gehelp. Hy het geen geld verdien nie en die twee was baie arm. Op 'n dag was hul enigste koei eintlik te oud om langer melk te verskaf. "Daar is niks aan te doen nie," sê Koos se ma. "Ons sal haar moet verkoop." Sy stuur Koos met die koei na die mark en hy beloof om die beste moontlike prys vir haar te probeer kry. Maar die pad is lank en vervelig en om die tyd om te kry, begin Koos droom oor wat hy alles sou koop as hy ryk was. Langs die pad ontmoet hy 'n snaakse mannetjie met 'n groot kop en 'n klein lyfie, wat aanbied om die koei te koop. "Ja, vir my, en ek beloof jou, jy sal vir die res van jou lewe ryk wees," sê die mannetjie, en gee vir Koos 'n klein toeryg beursie. Koos kan sy oë nie glo nie, maar toe hy die beursie oopmaak, vind hy, in plaas van goue munte, net 5 verskrompelde boontjies. "Dit is toorboontjies," sê die mannetjie. "Plant hulle en hulle sal tot bo die wolke groei." En voordat Koos 'n woord kan sê, verdwyn die mannetjie en die koei. Koos hardloop huis toe en wonder nuuskierig wat sal gebeur as hy sy toorboontjies plant. "Jy het gou gemaak," sê sy ma, toe hy by die huis aankom. "Hoeveel het jy vir die koei gekry?" "Ek het 'n wonderbaarlike slag geslaan," sê Koos. "Kyk net hier." Toe sy ma die beursie oopmaak, is sy woedend. "Boontjies, boontjies, jou lui onnosele niks nuts. Wil jy hê ons moet van die honger sterf?" Koos probeer haar vertel dat dit toorboontjies is, maar sy luister nie. Sy gooi die boontjies by die venster uit, gee die arme Koos 'n pak sla en stuur hom sonder kos bed toe. Die volgende oggend vroeg word Koos baie honger wakker. Of eerder,
Hy dink dit is nog baie vroeg, want dit is heeltemal donker in die kamer. Maar toe hy omkyk, sien hy die reusagtige blare van 'n yslike groen plant deur die hortjies van die venster krul. Dan was dit doorboontjies. En soos blits klouter Koos deur die venster tot op die tamaai boontjierank. Hy begin teen die plant opklim. Net een keer kyk hy af om vir sy verstomde ma ver onder hom totsiens te wyf. Hoër en hoër klim hy, tot bo die wolke, waar hy onverwags 'n lang, breë pad voor hom sien uitstrek. Ure lank stap hy met die pad langs. Net toe hy dit begin oorweeg om terug te draai, sien hy 'n yslike kasteel. Moeg en honger klop hy aan die toringhoë deur. Dit word deur 'n reusagtige vrou oopgemaak. Sy kyk ver af na hom en hy kyk ver op na haar. Asseblief, kan jy my iets te ete gee? Vra hy. Ek is baie honger. Maak dat jy wegkom. My man eet seentjies soos jy met een hap op en hy kom nou terug. Maar Koos soebat so dat sy hom op laas tog laat inkom en hom 'n stukkie brood en kaas gee. Toe hy amper klaar geëet het, hoor hy met eens bulderende voetstappe aankom. O aarde, roep die reusevrou uit. Dis my man. Gou, kruip in die oond weg. Koos het skaars tyd om in die oond te klouter, toe vlieg die kombuisdeur oop en 'n groot, sterk kaalkop reus bars in. Hy snuif die lug en brul. Fee, fai, fo, fam. Ek ruik 'n kind uit die mens se stam. Sou hy lewend wees of dood, sy bene maal ek vir my brood. Nee, my liewe man, sê sy vrou kalm. Jy misgis jou. Sit nou en eet jou kos. Nadat die reus sy massiewe maal verorber het, haal hy 'n groot kus vol geldsakke uit en begin sy goud tel. Koos loer by die oond uit en snak na sy asem toe hy al die goud sien. Kort voor lank begin die reus se kop knik en hy raak aan die slaap. Koos spring by die oond uit, gryp een van die geldsakke en maak dat hy wegkom uit die kasteel. Hy hardloop so al wat hy kan in die pad af, gooi die sak na die grond ver onder hom en klouter deur die blare van die boontjierank af na sy huis. Maande lank leef Koos en sy ma in weelde, maar op 'n dag is net 'n paar goue munte oor. Toe sy ma hom die volgende oggend wil wakker maak, het hy reeds met die boontjierank opgeklim om nog goud te gaan haal. O so, jy's weer terug, né? Sê die reusevrou, toe sy die kasteeldeur oopmaak. Toe jy verlede keer hier was, het my man 'n sak goud verloor. Werklik? Antwoord Koos. Hoe eienaardig. Miskien kan ek julle help soek. Ek is klein genoeg om in al die hoekies en gaatjies te pas waarin julle reuse nie kan kom nie. Die goedgelowige vrou laat Koos weer inkom en gee hom selfs weer brood en kaas. Koos maak nog asof hy na die verlore goud soek, toe hy die reuse voetstappe hoor aankom. Hy het skaars tyd om in die oond te spring voor die deur oopbars. Die reus snuif die lug en brul. Fee, fai, fo, fam. Ek ruik 'n kind uit die mens se stam. Sou hy lewend wees of dood, sy bene maal ek vir my brood. Nee, my liewe man, ek dink jy misgis jou. Hier is niemand nie. Sit nou en eet jou kos. In sy hand hou die reus 'n klein wit hennetjie vas. En toe hy klaar geëet het, sit hy haar op die tafel neer. Hen, wees soos blits, lê 'n goue eier in 'n kits. En toe lê die hennetjie
die eienaardigste eier wat Koos nog ooit gesien het. Dit is van suiwer goud. Die reus lag gierig in sy mou. Toe raak hy met die goue eier in sy hand aan die slaap. Koos sluip uit die oond, kry die hen in die nekpeet, hardloop uit die kasteel en vlug in die pad en teen die boontjierank af. Met die toerennetjie wat voor hul huis rondskrop, is Koos en sy ma eindelik ryk. Nou sal hulle vir altyd gelukkig wees, sê hulle vir mekaar. Maar, toe Koos se ma om een oggend gaan wakker maak, het hy verdwyn. Hy het weer teen die boontjierank opgeklim. Maar toe hy die keer by die kasteel se deur kom, waag hy dit nie om te klop nie. Terwyl die reus se vrou haar wasgoed buite gaan haal, sluip hy in. Hy kruip in die wasbalie weg, nie weer in die oond nie. Sommer gou hoor hy die reus se voetstappe in die gang. Die deur bars oop, die reus snuif die lug en brul. Fie, fai, fo, fam, ek ruik 'n kind uit die mense stam. Sou hy lewend wees of dood, sy bene maal ek vir my brood. Dit kan nie waar wees nie, sê sy vrou. Maar as jy daardie klein skelm kan ruik wat jou sak goud en jou hennetjie gesteel het, sal hy beslis in die oond wegkruip. Die reus spring na die oonddeur, maar Koos is natuurlik nie in die oond nie. Jy behoort jou regtig nie so te ontstel nie, sê sy vrou. Waarom haal jy nie jou klein harpie uit nie? Die reus doen dit. Speel, sê hy. En die klein harpie begin vanself die lieflikste musiek speel. Die reus sug gelukkig. Sy vrou sug gelukkig. En hulle raak albei in hul stoele aan die slaap. Soos blits spring Koos uit die wasbalie, gryp die harp en hardloop by die deur uit. Met een skree die harp, Meester, meester, ek word gesteel. Die reus skrik met 'n ruk wakker. Wat, jy, wag, vrou, bring my byl. Koos hardloop in die lang pad af, terwyl die reus met elke tree nader aan hom kom. Koos hoor die gedreun van sy massiewe voete en die gebrul van sy woedende stem. Net 'n paar tree voor die reus bereik hy die boontjierank en hy gooi homself in die groen blare en gly val teen die stingel af. Die skreeuende reus klouter agter hom aan. Met 'n groot rumoer bars hy deur die groen takke terwyl hy sy byl wild swaai. Gaan al my byl, skree Koos vir sy ma toe hy op die grond kom. Terwyl die reus al nader aan die grond kom, kap Koos vir al wat hy werd is met sy byl aan die dik stingel van die boontjierank. Eindelik begin die plant met 'n gekraak en 'n gedreun val, dwars deur die dak, dwars deur die huis, boem, tot op die grond. En die reus val saam met 'n verskriklike lawaai en breek sy nek in die groentetuin. Toe het Koos die harp vir sy ma gewys en dit gevra om lieflike musiek te speel. Met die harp wat sulke pragtige musiek maak en die hen wat goue eiers lê, het Koos en sy ma die res van hul lewe gelukkig deurgebring. Heidi, episode 2. Tuis by oupa. Toe Heidi in haar nuwe huis wakker word, voel sy baie gelukkig. Toe hoor sy iemand buite fluit. Dit is Peter die bokwagter wat vir Beertjie en Swaantjie kom haal het om hulle na die hoë bergweiding te neem. Heidi trek hastig aan en hardloop buitentoe. Wil jy graag saam met Peter berg opgaan? Vra oom Alm. Heidi is verheug. Sy klap haar handjies. Ja, asseblief, oupa. Sorg goed vir Heidi, sê die ou man en gee vir Peter 'n linne sakkie vol kos.
Moenie dat sy val of iets oorkom nie. Dit is 'n pragtige oggend. Die son skyn helder op die groen hellings en fonkel op die sneeubedekte pieke. Heidi hardloop en huppel en sing tussen die veldblomme. Sy pluk donkerblou viooltjies, fyn rooi sleutelblomme en delikate rotsrosies en dra hulle in haar voorskoot. Sy wil hulle huis toe neem en haar hooipet daarmee versier, om dit na die bergweides te laat lyk. Peter hou gou van Heidi. Hy hou van haar vrolike geselskap en haar klingelende laggie. Hy wys haar alles wat hy ken. Hy wys haar 'n klein valleitjie waar blomme met 'n dosyn verskillende kleure hul gesigte na die son keer. Hy wys haar waar geurende kruie groei. Hy leer haar die naam van die bokke en hoe om hulle met 'n gefluit te roep. Heidi hardloop tussen die diere deur en praat om die beurt met elkeen. Toe begin Sneeuvlokkie, die kleinste van die bokkies, blaar. "Hoekom skree sy?" vra Heidi. "Haar ma is verlede week in die dorp verkoop en ek dink sy voel seker eensaam." "Arme Sneeuvlokkie," sê Heidi en sit haar arms om die bokkie se nek. "Ek sal elke dag vir jou kom kuier en met jou praat, dan voel jy miskien nie meer so eensaam nie." Toe hulle die hoë bergweiding bereik, vind Peter 'n beskutte plekkie om te eet. Hulle drink bokmelk, eet hulle brood en kaas en val toe in die warm sonskyn aan die slaap. Die geklap van groot vlerke maak Heidi wakker. "Peter! Peter word wakker!" Peter spring op en saam kyk hulle hoe 'n enorme arend oor hul koppe vlieg. Al hoër styg dit op, tot bo die verste bergpiek, waar die sneeu nie eens in die somer smelt nie. Toe die middag langer word en die sonlig begin kwyn, verskyn 'n helder rooi gloed op die berge. "Brand hulle?" fluister Heidi. "Nee, hulle is elke aand so. Dis hoe die son die berge goeie nag soen." Hand aan hand stap Heidi en Peter die lang pad berg af na oom Alm se huisie terug. Toe hulle naderkom, sien hulle hom onder die denneboom sit. Hy suig aan sy groot kromsteelpyp. Met Beertjie en Swaantjie op haar hakke, hardloop Heidi vooruit om hom te groet. "Nag Heidi," roep Peter. "Nag Peter, nag Sneeuvlokkie." Elke dag keer Heidi saam met Peter en sy bokke na die berge terug. Toe word dit herfs. Die sterk wind laat die dennebome buite oupa se huisie kreun en sug. "Jy kan nou nie meer in die berg gaan rondklouter nie," sê oom Alm eendag. "Die wind waai te hard." Toe bly Heidi maar tuis en help die ou man om botter en yoghurt en kaas van bokmelk te maak. Maar dit is vir haar treurig om Peter elke dag sonder haar te sien vertrek. En Peter mis haar ook. Dit lyk asof die bokke veel gelukkiger is as Heidi hulle streel en mooi met hulle praat. Toe, een oggend, kom Peter nie vir Swaantjie en Beertjie haal nie. Die skool in Durflee het weer begin en Peter moet elke dag daarheen gaan. Die herfs word winter en Heidi moet in die huis bly, want om die eensame berghuisie lê digte sneeu. "Kan ek by Peter en sy ouma gaan kuier?" vra Heidi op 'n dag. "Die pad is onbegaanbaar," sê oom Alm. Hy probeer haar ontmoedig. "Maar ek wil regtig baie graag gaan." "Wel, ek gaan jou nie neem nie. Die mense in Durflee en ek kom nie goed klaar nie." Maar Heidi laat haar versoek nie wegpraat nie. En op die ou end met veel gekla en gemompel, bring oom Alm sy groot houtslee tevoorskyn. Wikkel Heidi in 'n dik vlaskombers, hou haar in sy arms en klim op die slee. Die slee gly so vinnig oor die sneeu dat Heidi gil van plesier. "O, oupa, dis soos vlieg." Hy laat haar by die deur van Peter se huisie. "Ek kom om 5 uur terug, Heidi. Kry my bo aan die paadjie,"
Hy sleep die slee agter hom aan en begin by die berg opstap. Ons het so baie van jou gehoor, Heidi, sê Peter se ma toe sy die deur oopmaak. Sy draai na 'n skraal ou tannie wat in 'n stoel sit. Die ou tannie steek haar hand na Heidi uit. Hoe lyk sy, Ursula? Sy donker krulhare en 'n ondiende gesiggie, sê Peter se ma. As ek die lamp nader bring, sê Heidi, sal ouma self kan sien. Nee, sê ouma. Ek vrees my arme ou oë sien al jare lank niks meer nie. Wat? Sê Heidi en kyk haar verskrik aan. Nie eens die sneeu nie, of die vurige berge wanneer die son hulle 'n goeie nagsoentjie gee nie. Nee, kind, ek is nou altyd in die donker. Maar dis nie so erg nie. As Peter net kan leer lees. Ek mis my ou boeke. Heidi is diep ontsteld. Sy sit haar kop in ouma se skoot en bars in trane uit. Buite huil die wind en laat die luike klap. Toe die son laag sak, kom Peter van die skool terug. Dit is tyd vir Heidi om te vertrek. Kom gou weer, roep ouma. Heidi hardloop uit om by oom Alm te gaan aansluit, wat aan die top van die paadjie staan. Toe Heidi vertel hoe arm Peter se mense is, sê die ou man niks. Maar toe hulle weer dorp toe gaan, neem hy sy gereedskap saam en maak baie van die stukkende goed in die huisie reg. Die mense van Durfli hoor van oom Alm se goeie daad. Hulle is verstom oor die verandering in hom. Heidi woon heerlik by haar oupa en in die suiwer berglig word sy sterk en gesond. Toe op 'n dag, toe sy net 7 is, kom Tantete terug. Sy dra 'n groot hoed met 'n veer daarin. Ek het vir Heidi kom haal, sê sy toe sy by die huisie instap. Oom Alm staar haar verstom aan. Oom wou haar nie gehad het nie, nou kom ek haar weer haal. Heidi hou aan oupa se arm vas. Sy wil nie saam met Tantete teruggaan nie. Ek hoor oom stuur Heidi nie skool toe nie, sê Dete. Weet jy dan nie, dis teen die wet dat jy tronk toe kan gaan nie? Dete gryp Heidi se ander hand. Ek het 'n ryk familie in Frankfurt gevind wat wil hê jy moet by hulle siek dogtertjie kom woon. Jy moet haar geselskap kom hou. In ruil daarvoor sal hulle 'n dame van jou maak. Moet my nie wegvat nie, Tantete. Moet my tog nie wegvat nie. Skreeuwend en vloekend stap oom Alm in die hut heen en weer. Maar Dete is vasberade. Hulle stry en skree tot oom Alm buite homself van woede laat hoor. Trap, vroumens, en ek wil jou nooit weer sien nie. Jy met jou lawwe hoed en lawwe veer. En woedend stap hy uit. Dete gaan na die kas. Sy haal Heidi se klere uit en rol hulle in 'n bondel op. Toe gryp sy die dogtertjie aan die hand, stoot haar by die deur uit en neem haar na die stasie in Durfli. Toe die bergtrein nader kom, begin Heidi huil. Sy wil nie haar vriende in die berge verlaat en na die sombere stad terugkeer nie. Die trein vertrek. Heidi wuif vir die berge. Ek kom terug, fluister sy. Kom ons terug, Tantete? Of hoe? In deel 20 sal julle hoor of Heidi weer na haar bergtuis te terugkeer. Sinbad en die merkwaardige eilande. Ek is Sinbad, koopman van Bagdad. Julle onthou my miskien nog. My reis het my in baie gevaarlike penaries laat beland. Maar het ek julle ooit vertel hoe ons die slag vasgemeer het langs 'n
Nee, ek glo nie ek het nie. Laat my voorbegin. Na my avonture in die Vallei van Diamante was ek so ryk dat dit vir my onnodig was om Baghdad ooit weer te verlaat. Maar spoedig het ek die see begin mis. En ek besluit toe om na Basra af te reis en met 'n vreemde skip na avonture te gaan soek. Die skip was klein en die son warm. En weldra was die bemanning moeg en prikkelbaar. Toe een van die matrose 'n eilandjie op die horison gewaar en begin ons almal juig. Ons leun oor die dek en tuur oor die water. Ek kry dit op geen kaart nie, sê die kaptein bekommerd. Doe maar, sê ek. Ons kan ten minste aan wal gaan en ons bene strek. Die kaptein stuur sy skip na die eiland wat in die helder sonlig lê en bak. Die steil strande is grys, maar die heuwels in die binneland lyk groen en aanloklik. Wit meeuwe vlieg bo-oor. Kan ons maar 'n vatjie bier en wel neem, kaptein? Vra 'n matroos. Die kaptein vind dit goed en ons meer op die eiland vas. Almal behalwe die kaptein kom aan wal en begin van dryfhout 'n vuur maak. En toe begin ons sosaties oor die vuur braai. Maar aangesien ek 'n ware moslem is en nooit aan sterk drank raak nie, laat ek die matrose by hul bier en dwaal oor die strand. Tot my verbasing is dit glad nie sand nie, maar iets wat glad en hard is. Oral hang 'n sterk visgeur. Skielik begin die seemeeuwe wat tussen die groen seewier en skulpe sit, kruisend in die lug opvlieg. Die hele eiland bewe soos in 'n aardbewing en ek word op die grond neergeslinger. Bo die gekruis van die meeuwe kan ons net die kaptein se stem hoor. 'n Reuse walvis, kom aan boord! Ek kyk na die see, maar sien geen teken van 'n walvis nie. Die kaptein is besig om te vertrek. Die matrose vloek en skel en hardop na die skip. Wil hy ons regtig op hierdie klein grys eiland wat agterbly? Skielik skiet dit 'n maaifontein uit 'n opening in die grond langs my in die lug op. Ek is kletsnat. Die kaptein skree weer iets, maar ek kan hom skaars bo die stromende water hoor. Moet vlug, walvis! Vuur het, walvis gewek! In een verskriklike, bloedstollende oomblik besef ek die waarheid. Ons is glad nie op 'n eiland nie, maar op die rug van 'n reusagtige walvis. Die dier het in die middel van die wye stil oseaan lê en slaap, totdat skulpe, seewier en gras op sy rug begin groei het. Nou het die matrose se braaivleisvuur hom wakker gemaak. Hy is woedend. En ek, Sinbad, staan op sy massiewe kop, terwyl hy water deur sy blaas gaan spuit. Toe styg die walvis sy enorme stert in die lug op. Hy piets die see daarmee. Skuimende branders staan om hom op. My liggaam word koud van die angs. Die walvis gaan duik. Enkele matrose slag erin om die skip te berei. Party word deur die malende stroming in die see afgesuig. En ek was nog in die water in die swem, terwyl ek bid om gespaar te word. Toe die leeu biervat langs my opduik. Dankbaar werp ek myself daarop. Uitgeput dryf en dobber ek op die onvriendelike oseaan en roep om hulp. Maar die skip het lankal weggeseil. En daar is ek in die middel van nêrens, stok alleen, honderde myle van die huis af. Daar die hele nag knabbel visse aan my voete wat in die water hang. Toe die dag breek, verskyn 'n klein eilandjie op die horison, soos 'n groen wolk. Ek staar dit verheug aan en swem nog steeds op die biervat met hande en voete daarheen. Toe ek nader kom, begin my hart bons. Verbasing en angs gryp my aan. Ek het of rykdom of my dood gevind, roep ek uit. Want dit is die land van die seeslange, waar elke korrel sand suiwer goud is en waar alles deur enorme mensvretende slange bewaak word. Toe my biervat aan die sand raak, spring ek af. Kabbelende varswaterspruitjies loop by die heuwel af. Die water kom uit 'n fontein tussen die bome en struike. En in die water dryf vars vrugte, ryp perskes en heerlike bessies. Met 'n dankgebed les ek my ontsettende dors en stil my honger. Eers toe kry ek kans om my rond te kyk. In plaas van sand is die hele strand vol heuwels wat uit goudstof bestaan. Ek sal 'n vlot bou, dink ek, en soveel moontlik na Baghdad terugneem.
Dit duur nie lank om genoeg dryfhout bymekaar te maak om 'n klein vlot te bou nie. Die dryfhout bind ek met repe van my lang tulband aan mekaar vas. Ek stapel die balie vol vrugte vir die lang reis wat voorlê, laai dit op die vlot en begin toe handevol goudstof in my pofbroek stop, tot my bene skaars kan beweeg. Net toe hoor ek 'n harde gesis. Toe ek opkyk, sien ek die bome bo in die hemel begin swaai. 'n Gestreepte, blinkende kop verskyn hoog bo die hoogste bome en 'n paar glansende oë hou my onknipperend dop. Toe gly 6, 7, 8 groot slange by die heuwel af. Hul gevrukte tonge flikker. Vreesbevange werp ek my op my vlot en roei haastig uit see toe. Maar die seeslange volg my deur die branding. Hul skubberige, reënboogkleurige liggame omring die vlot geheel en al. Toe slaan hulle toe. Reeds die eerste slang byt die vlot skoon middeldeur. Venyn spuit uit sy aaklige giftande. Wanhoopig gooi ek die vrugte uit die vat en klim daarin. Daar hurk ek, soos die dooier van 'n houteier. Die slange hap en spoeg en sis. Die vat begin in die ronde tol soos hulle daar omswem. Een van die slange sluit selfs sy kake om die vat, maar dit is te groot om in te sluk. Die monster spoeg dit uit en swem weg, terwyl hy woedend sis. Een vir een probeer die slange my eet, maar geen een van hulle kan die vat insluk nie. Eindelik vertrek hulle en swem deur die branding na die kus van die land van die seeslange terug. Die stroming voer my seewaarts. Daar dryf ek 3 dae en 3 nagte. Ek sit nog so en sluimer, toe die vat skielik teen die kant van 'n skip bots, en ek 'n stem bo my hoor. Dit is my eie skip. Die kaptein soek nog steeds vir oorlewendes van die walviseiland. Hy is verstom om te sien dat dit ek is wat my kop uit die biervat steek, en nog meer verstom om te sien dat ek vol goudstof is. Ook ek is vandag nog verbaas dat ek hier in Bagdad terug is, veilig en seker, en selfs nog ryker as tevore. Hier is Storieman weer. Volgende keer bring ek julle nog 6 stories uit my storiekas. Hulle is Liewe Heksie en die Koekoekie, Die Groen Jonkvrou van die Meer, Jakkals en Wolf in die Warm Klip, Anansi en die Maskerbal, Heidi in die stad, Die Beestelike Pop deel 2. Moet hulle nie misloop nie. Totsiens, 'n mooi bly.